Goeiedag, dis lekker om weer saam met julle te wees hier op Warrior Bride Reformer Podcast. En vandag is Jonathan hier by my. Hoe gaan dit, Jonathan? Lekker in jou boet? Lekker, is lekker om weer saam met jou te wees hierso vandag. Yes. En ons gaan vandag gesels oor Jonathan se preek van Sondag, Triumphant and Fragrant. There we go. Ja, dis goed. Julle kan die hele preek gaan sien daar op ons Siloam groep. Ons het ons eie waar ons preke opkom, ons Vrydag Jakobus reeks is daarop, ons Sondag preke is daarop en ons Woensdae aande Matteus is daarop. Ons het nou hierdie jaar begin opneem. Ons het ongelukkig nou nie laas jaar so goed daarop nie, maar is 'n goeie starting place. So gaan check uit die preke daar, like en subscribe en dan kan jy gaan sien wanneer ons nuutste preke opkom. Hierdie Sondag preek 10 is en ons is almal lekker opgewonde daaroor. En vanaand doen jy Matteus ook nog, né? Ja. Hier by die kerk. Matteus hoofstuk 2 van is 13. Ja, gaan ons so aan. Lekker. Dylan het ons 'n paar afkondigings daar. Ja. Afkondigings. Advertensies. Afkondigings hier by die kerk. Lekker, vir die ou laaste stuk op, reis na Turkye, ek dink amper al die plekke is gevat, maar ons kan bietjie meer mense saamvat. Jy was nooit te laat om nog in te skryf vir hierdie lekker toer nie. Kom join ons daar, wat lekker is van hom, hy is in Afrikaans, né? Net so. Jy weet, ek hoef nie my beste Engels te gee nie. Maar jou Engels raak nou kwai goed. Baie lekker dat ek saam julle klomp Engelse werkies En so. van die dae dink hulle dis jou huistaal. Ja, nee, dit moet ek my voorouers draai hulle graf toe. Ja, maar ek spot. Ja. Hoor die mannegroep, is ook waar ek opgaan. Waar het jy laas ook by die mannegroep gepraat? Geloof. Ja. Ja, awesome. So asseblief join ons mannegroep Vrydagoggend 4:15 tot 6:00. Elke Vrydagoggend kry een van die manne geleentheid om so kort boodskapie te gee. Dan sit die manne en gesels daaroor. OK, ons vroue Bybelstudiegroep val nou weer hierdie Vrydag. Nee, nie hierdie Vrydag, eers volgende Vrydag, want hierdie Vrydag is vakansiedag, né? Ja. Maar kom join my volgende Vrydag hier by die vrouens. En ons maak die boek van Jakobus klaar, nog 2 weke, ons is klaar met die boek van Jakobus, en ek het so volkie oorvluit, die volgende boek wat ons gaan aanpak is the Book of Judas, ek is nou blank, is om my tande en hom in te slaan. Natuurlijk die 2 boeties vir het skryf, Jakobus en Judas, 2 boeties van Jesus, is lekker om hulle 2 te gesels. En dan die boek van Matteus, kom join ons vanaand, elke Woensdag aand, 6:00, ek dink hierdie gaan ons lekker lang besig hou. Ja. Ek's lekker, ons vat hom, as jy byvoorbeeld nou by, soos jy dink, jy gaan dalk nou by Matteus hoofstuk 3 vers 12 klaarmaak, gaan ek nou net volgende week aan by hoofstuk 3 vers 13. Hoe lekker is dit? Vat hom lekker stadig en deeglik. Vat hom stadig en deeglik deur, ons gaan nie dat ons gejaag voel met hierdie een nie. Maar OK, vandag is ek opgewonde om saam met Jonathan te gesels oor hierdie preek wat my kwaai aangeraak het, en toe ek nou na my notas toe gaan, toe sien ek het 'n heeltemal ander skrif en neergeskryf, maar ons met my gedagtes my nou weer na 'n ander plek toe gevat het. Hoopelik kom ons daar uit vandag. Maar Jonathan, hoe het jy op hierdie boodskap gekom? Ja, Jace, ek het die afgelope rukkie baie tyd in 1 en 2 Korintiërs spandeer, en ja, ek wou eintlik nie daaroor gesels Sondag nie, maar die Heilige Gees het my heeltyd teruggevat na dit toe vat ons hom nou maar. Ja, dit was baie goed, moet sê. Ja, dis iets wat baie belangrik is. Mense verstaan nie that it's been done and how he leads us. Maar daar's baie aspekte tot daai paar verse. Sê van 14 tot 17. Daar's baie gedeeltes wat daarin kom. Dit gaan oor dankbaarheid, dit gaan oor being led. Dit gaan oor as 'n paar goedjies en waar ons moet wat is die Afrikaanse woord? Encouraged wees. Ons moet bemoedig wees. Ons moet bemoedig wees om, we must walk with boldness and in him and follow him. Jy weet, dit voel baie keer gelowiges is so down and burdened en ja, ek dink ons het 'n rukkie terug oor die storms en goed gepraat, maar in daai moet ons weet, ons moet nie wonder nie. That he's leading us and that it's always in triumph. En dat ons verantwoordelikheid het om Jesus to bring that sweet smelling fragrance. Ja. Because Nie te min wat gebeur. Ja. Maar ek wil jy my skrif vir ons lees, maar voordat jy so toe gaan, hier in Judas 1 vers 20, en dit vanoggend ook toe ek bedien. En ek sê dit altyd vir mense, né? Ek hou van hierdie skrif, Jude 1:20, but you, dear friends, must continue to build your most holy faith for your own benefit. Ek wil net gou hier so in die King James lees.
but ye beloved building up yourselves. Jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof. Jy weet, God gee ons dit, maar jy moet, nietemin wat gebeur, moet jy jouself opbou, en as jy gesqueeze word, en dis waar ons nog gaan praat, moet jy nog steeds daai aangenome geur afgee. En was ons nou nie getoets Vrydag wat verby was oor dit nie, né? Ja. Ja. Net soos 'n bietjie Kan jy dit die op sê? Ja, sê dit nie op, nee, ons is nie, die Bybel, nee, dis wat, ek lees dit nou nog vir die Bybel, nee, maak nie verskonings vir die foute wat Dawid gemaak het, Ja. of wie ook al gemaak het nie. Maar jy wat, jy gaan nou vir ons daai vers lees, wat ons gaan oor praat. Nee, ons was toen 'n bietjie handteks toe, ek en Tinus, om 'n bietjie tyd saam te spandeer en oor die woord te kuier, en ons het lanklaas net gaan saam sit en iets eet. Want ons net gesels oor die woord, en toe ons nou besluit ons gaan handteks toe, baie nice, lekker kos gewees, alles, maar toe ons nou uitstap, omdat ons al pratende daar aangekom het ons al pratende in die kar uitgeklim, en al pratende in die plek, en gaan ons duisende karre, en honderde mense. En toe ons uitstap, toe vat ons die sirkel die kant toe en die kant toe, en ons het daar parkeer, ons soek ons kar hier, en toe barst daar 'n storm uit. Toe reën ons, ek was laas op kering, so nat gewees soos daai dag. Vir 'n uur. Vir 'n uur, en daar het natuurlik net die beste uitgekom. Ja. Toe die beste nie wil uitkom, het jy 'n kar daar gaan soek, en ek het daar gaan soek, en Tinus het daar gaan soek, en ons frustrasie maar net vir onsself gehou het. Nee, maar was dit nou 'n toets? Op die einde te help trekker. Toe trekker ons gehelp, en Tinus moes in die reën die trekker app aflaai, en dan sê hy, waar is hy sakdoek van jou? En ek het maar my sakdoek, ek is enigste ou sonder 'n hoed, toe ek die sakdoek naderhand op my kop gesit, net om die hitte te hou, want die hitte borrel by my kop uit, en dit help, né? Ek het toe nou nie hoed gehad, en moes ek my sakdoekie gebruik om sy telefoon af te film, net om sy vinger wil nie werk op baie nat, ons was so nat, papnat teruggery, gelukkig hy Amarok se seats, die stoomslat so het ons uit die seats warm gemaak het. Wat 'n mooi dag wat nou so geëindig het, maar daar. Ons was 'n fragrance daar uitgekom. Ja. Goeie fragrance, ek moet sê, ons was heel positief. Baie humor, lekker gelag. En bring it on. Ja. En was nou net ons eie skuld daai. Not our proudest moment, maar Nee, dat was alright. Ou moet maar, ouens het gesê, hou nou eerder daai in die jagkamp, né? As ons gaan jag, hou ons daai kwesbokke in die jagkamp. Ja. Maar ons praat ons eerlike mense. Ja, nee, Nee, wat ons sê om te sê is. So leer ons maar. En ek wou dit geheim hou toe ek die foto's op Facebook, maar toe het Cindy nou gedink, sy sal vir almal sê. Goed om te sê, Kom dit. Maar lees vir ons daar. Okay, I'm reading from 2 Corinthians. Ek gaan sommer van 12, vers 12 of na 17 toe lees. It says, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel and the door was opened to me by the Lord, I had no rest in my spirit, because I did not find Titus my brother. But taking my leave of them, I departed for Macedonia. Now thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? For we are not, as so many, peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Wat 'n vertaling is daai? New King James Version. Ja, hier's nou die Modern King James, hy sê hierso, for we are not as many hawking, 'n hawker, né? Dis lank as daai woord gehoor, né? But peddling is my beter, né? Ja, is goed. Ja, dis daar's so baie in daai klein deeltjie in skrif wat ons kan wegvat to encourage us, but also to embolden us to. Ons moet onsself elke dag vra, in every circumstance, what kind of fragrance am I, is coming from me, is coming from my life. Ons moet so discerning en wakker wees, elke dag. Ja. It's baie belangrik. Maar hierso, maar as jy mens nou na die fragrance toe gaan, dan kan mens ook kyk nou, dis nou maar die vrug. Ek het nou dag alles is ons nou AI prentjies, maar van hulle is mooi en van hulle is my te AI. Maar hierdie is nogal goed, jy uitgepraat oor
producing the fragrance from the fruit. The fragrance of the fruit. Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees. Jy moet daai fragrance produce van die vrug. En dis eintlik waarop hierdie neerkom, né? Ja. En ons almal groei daarna toe. Ons maak nie die verskoning. Ons sê dit heeltyd. Ek groei daarna toe. Nee, jy moet iewers met jy dan arrive op 'n stadium. Jy kan nie heeltyd sê, ek groei nog. Nee, ons almal is in hierdie heiligmaking proses, maar op 'n stadium moet ons minder heilige goed nie meer doen nie. Ja, daar's goalposts. Ja, daar's goalposts. En dan moet ons nie weer teruggaan in. Ja. Soos Petrus sê en dis wat aangehaal uit Spreuke uit, soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe terugkeer. Dis 'n baie aaklige sê ding, maar dis hoe hulle dit gesê het. Jy kan nie altyd terugkeer na jou ou braaksel. Ja. Dis baie belangrik. En hoe hy begin is dankbaarheid. Is baie belangrik vir die Here. Ja. En ek is 'n groot ou op dankbaarheid en danksegging. Weet. Die woord is vol daarvan. Ons sien dit in die psalms en there's a reason that he says you enter my gates with thanksgiving and my courts with praise. Dit is iets wat ek baie keer in die wester gedeelte van die wêreld het ons is so gewoond aan alles so vinnig kry. Dankbaarheid vlieg uit die venster uit. Ja. Dis altyd vir my 'n groot storie soos wat toe jy en Jan Zimbabwe toe is en jy gee vir die kinders Drymax en hy het nog die tag op. Hulle haal nie die tag af nie want dit is die enigste nuwe ding wat hulle het. Ja. Dis dankbaarheid. Om te wys het iets nuuts. Ja. Daar's altyd 'n smile, daar's altyd man, we need to be like that. Ja. Jy sien, of as ek nou nie die bakkie ry of as ek nou nie die klere dra of as ek nou nie die huis het, dit is amper asof dit voel asof dit nooit goed genoeg is nie. Ons is nie, wat sê Engelse woord daarby, we are not content. Yes. Ja. Contentment is 'n groot gift as jy dit het. In besigheid is dit seker vir mense moeilik om nie content te wees nie, want jy wil hê besigheid moet sterker wees, moet meer geadverteer word. Dis die wêreld, né? Maar ek en jy as kinders van die Here ook in kerk moet ons ook, en dis waarom ek hou van my essay ding. So, kom ons kyk of ons volgende jaar kan doen wat ons hierdie jaar doen en net beter. Altyd nuwe, dit raak te veel dan, jy weet. Ons moet sterker wees met die Here volgende jaar as wat ons hierdie jaar is. En ons moet wat ons hierdie jaar doen nog steeds volgende jaar kan doen. En my skoonpa het 'n sê ding gehad van ons vorige besigheid, het hy altyd gesê, enige ou kan gras sny, maar nie enige ou kan dit elke dag doen nie. Jy weet, om dit nog steeds dieselfde kwaliteit te wees vandag oor 20 jaar, of oor 10 jaar. Jy weet, maar in ons, omdat ons nie content is nie, gaan ons heeltyd, we push the boundaries, en dan baie keer kwaliteit gaan dan by die venster uit. Ja. Jy weet, so, en om te werk in die vrug van die Gees, is 'n konstant, mense hou nie van, vandag is jy so, môre is jy so nie. Ek het al een keer, by die vorige kerk wat ek gewerk het daai een van die werkers op die terrein vir my gesê, oor iemand daar, nee, daai man moet net sy huis by die hek los. As jy by die werk kom, dan switch jy aan vir die werk. En moenie omdat jy nou by die huis nie 'n goeie dag gehad het, dat mense kom uithaal. Verstaan jy? Ons moet vrug, ons moet consistent wees. Content wees. En jy sê dit baie ook, en ek sê dit, my gebed elke oggend is om vir die Here te sê, Here, ek vra U niks. Die Here weet in elk geval wat ek nodig het, né? Ek praat nou nie van in die bediening nie, ek praat van in die wêreld. Ek het klere nodig, ek het kos nodig, finansies nodig. Matteus 6:33. Dankie Here vir U koninkryk, dankie vir U geregtigheid. U sorg vir die res. Ek het nie 'n lysie wat ek vir die Here vra. Here, onthou nou net van my seun wat moet, nee, die Here weet. Ek pursue sy kingdom en sy righteousness, sy manier van dinge doen. Ja. En die ander ding, Jonathan, is, dis vir besigheidsmanne ook. Ja. Die Here weet wat jy in jou besigheid nodig het. Jy is mos nie lui nie. Jy doen mos nou, jy boer. Jy gaan mos nou nie, die Here sal sorg vir die varke. Nee, jy moet uitgaan, maar die Here sal vir jou die deure oopmaak, sodat jy die prys moet kry van wat jy moet kry. Daai politiek kan jy nie fight. Ja. En daar's die Here agter die skerm. Maar in jou besigheid wat die boerdery is jy besig om disippels te maak van die nasies. Jy's besig om te werk aan jou righteousness. Ons het righteousness gekry, ons is right standing byvoorbeeld, ek het nou verkeerd gesê, jy werk aan jou sanctification.
alright, jy werk aan die vrug en jy weet waar jy tekort skiet. As jy nie weet nie, vra net jou vrou. Soos ek jou sê, waar skiet jy tekort. Jy moet bietjie aan daai vrug werk, bietjie. Ons huwelik is definitief nie perfek nie. Dit definitief nie. Ek het baie areas in my lewe om aan te werk. Maar daaraan kan ek werk. Maar ek soek u koninkryk, Here. Mag ek beweeg in hierdie, mag dit u vir my deure oopmaak in die kingdom en u righteousness. I pursue your righteousness, your way of doing things. En niemand van ons het die handel nog op dit presies nie. Niemand weet hoe om presies reg kerk te hou seker nie. Maar wees content. En die Here leer dit vir ons hier. Here, ons het groot drome vir hierdie kerk hoor. Maar ons kan nog niks doen nie, ons wag nog. Maar in die meantime, hou ons aan met ons doen, ons ploeg in die grond en ons bou en ons bou verhouding en al daai tipe goed. Ja, dis baie waar en ek het 'n sê ding een keer gehoor en dis vir kerk, dis vir alles, né? Dis vir verhoudings, dis vir maar ek het dit ook al veral in die boerdery gesien en jy sien dit in besigheid en die sê ding het gegaan don't complain when you're at a place that you actually pray to be. Verstaan jy? Ja. Daai is want nee ek's besig en ek dit en is dat en maar jy het gebid vir hierdie. Ja. Jy het gebid vir hierdie. You now. Ja. Don't every time be trying to live there. God says you now. You prayed for this. Let's live it now. En dis waar daai consistency inkom. Ja. En dis waar he leads you in triumph. That's why he says thanks be to God. So die dankbaarheid en danksegging is altyd vir die Here. And we are led. Hy lei ons. En dis iets waarop jy groot praat en baie oor praat is to submit. Ja. It says there, ek gaan gou weer lees, he says, now thanks be to God who always leads us in triumph. If you want to be led in triumph, you need to submit and follow. To be led. Yeah. You must allow yourself to be led. That means you are submitted to God, you're submitted under His word, what His word says. You can't be a rebel and then want Him to lead you in triumph. Dit gaan nie uitwerk nie. If you want to be led, you need to be willing to follow. You must be teachable. Maak nie saak wat jou posisie is nie. You must be teachable, you must be content, you must be humble. Daai humility is, jy kan ure praat daaroor, but you got to allow Him to lead you, en dit gaan nie altyd lyk soos wat jy dink dit moet lyk nie. Dis die groot ding vir ons. Ons dink, okay, He's going to lead me in this area and this is how it's going to look. So, in die boerdery, okay, ek gaan dit doen en dit doen en dit doen en He's going to lead me en dit is hoe dit gaan lyk. Ek het meestal keer in my lewe lyk dit nie soos dat ek gedink het dit moet lyk nie. He takes you on a different way, but it's perfect. Hy weet wat hy doen. So you got to allow yourself and we got to allow ourselves to be led. Dis moeilik vir mense want trots staan 100% in die pad van dit. En daai is submission. You must submit to the word. Daai is groot. Maar Jonathan, net om terug te gaan, moet teachable wees. Onder teachable, ek het nou voor die tyd daar gepraat, you must be able to, or you must be open for correction. Ja. Dis deel van teachable. Ja. Daai is moeilik. Dit is moeilik. Ja. Wat se voorbeeld jy nou gebruik van is teachable, maar jy gaan iets maak, dit slip my mind, maar in elk geval ons moet teachable wees. Ja. En as ons teachable wil wees, moet ons correction kan vat. Ja. Maak nie saak waar jy is in jou bediening nie. Ja. Ek hou nie daarvan om name te gebruik, maar ek gaan. Of ek hou daarvan om name te gebruik. Ek het nou na Andrew Sally geluister, hy's 410 Global of Sweets. 412. 412 Global. Sien my wiskunde is nie lekker nie, maar in elk geval 412, 410. Maar in elk geval is hy so humble en hoe hy teach en hy het ook iewers 'n jare wat terug iets opgesit en toe 'n elder met hom kom praat. Toe moes hy dit rectify op sosiale media. Wow! Daai is en hy is die leier daar. Ja. En net een van die elders met hom praat en gesê, hoorie, ek dink jy moet dit eerder so stel en toe het dit gedoen. Ja. Nee, ek kan so volg. Ja, nee, daai is ek kan so volg. Want Paulus sê tog volg my soos ek Christus volg. En ons het nou gepraat oor discipleship, maar ons het op 'n ander keer oor discipleship praat. En discipleship beteken jy moet kan volg. Jy moet Jesus volg natuurlik, maar Jesus stel leiers aan wat jy moet volg en jy leer by hulle vir daai seisoen wat jy in is. En ek kan dit maar net my hele bedieningsloopbaan kyk hoe ek onder sekere ministries submit het. Ja. My seisoen daar geleer het, gevolg het. En dan wanneer die seisoen klaar is, het God my aanbeweeg. Ja. En dan het ek nie geloop
soos meeste mense net gewaai en my paai en slaai gevat en gewaai nie. Nee. Mense in die oë gekyk en gesê ek voel my seisoen is verby. En dis hoe jy dit doen. Daai is genuine hoe jy dit doen. Dis hoe jy dit doen. En maar min mense doen dit nog so. Nee, hulle doen dit nie so nie. Ek is groot op so face to face. We're going to Ja. have a serious discussion when it comes to face to Ja, face. Dit gaan ja. op 'n message. Ek gaan jou nie eens bel nie. En Sekere goed moet man to man Ja. of woman to woman uitgesorteer word. ek stem 100% saam, maar min mense doen dit so. Nee, maar dis baie maklik nou sit daar. Nee, maar ek glo dit was nog altyd so. En die ou dae het hulle nie vir jou WhatsApp gestuur, hulle het nie eens vir jou 'n brief gestuur nie. Die ou sê ons het waar gevat en gewaai. Jy dink nog die boer saam met hom as hy gone. Verstaan jy? Ja. Maar ja, ons moet mekaar in die oë kan kyk, dinge kan uitsorteer en as jou seisoen klaar. Ek onthou selfs net toe ek begin het. My eerste seisoen was 'n seisoen van 9 jaar in 'n kerk waar ek diaken was vir 5 jaar, 4 jaar ouderling, gesubmit, sonnaarskool gegee het vir 9 jaar. Van 4 jaar belydenis van geloof en die dag toe ek nou in die charismatiese wêreld ingaan, ek het net my kerk gelos en gewaai nie. My leiers het vir my gesê, jy gaan na jou kerk toe, jy kyk jou leier, jou prediker in die gesig en op 'n mooi manier vra hy sy blessing om te gaan. En dis presies wat ek gedoen het. En dis hoe ek geleer is van die begin af. Ja, Maar dis hoe mense dit doen in besigheid en al daai goed. alles, ja. Want ek onthou toe ek uit die polisie uit is, het ek dit nie so gedoen nie. En ek is tot vandag toe nog spyt. Jy weet, mense doen dinge reg. Ja. En dis al. Gelukkig Here het my nou vergewe daai tyd. Ek is nou uit daar en al daai tipe goed. Ek het gekyk hoeveel kan ek nog skoor uit dit uit. Jy weet. En dit was dit nie op God se manier doen nie. En dis hoekom God my op daai tyd in 20 jaar journey moes vat in besigheid. Saam met familie om dinge uit te sorteer. En in daai kerk wat ek was, het ek soveel oor leierskap geleer. Soveel oor commitment geleer. Nee, ek kan dit nooit weggooi in deel hoe die Here my begin groot maak het. Ja. En ja, ek het nie geweet van tale praat nie, ek het nie geweet van groot doop nie, ek het niks weet nie, maar ek het geweet van commitment. Ek het my huise gaan besoek, ek het al goed gedoen, ek het saam met my predikant geloop en ek het gedien. En daar die Here my commitment geleer. Ja. En in besigheid. En jy met die boerdery en selfs voor dit toe jy nou PH was, ons moet dit nou sê dat 'n ex-taak mag ou en 'n ex-PH toe nou so verdwaal op pad sit. Verstaan jy? En Tinus blameer ons. Jy weet alhoewel hy die bestuurder was. Ja. Ja, so ons kan baie gesels Ja. oor die ding. Wat was jou volgende punt toe nadat ons toe nou by Korintiërs van waar het jy hom toe heen gevat? He always leads us in triumph. Daai triomfeer is eintlik, ek het 'n bietjie gaan oplees en kyk, daar's 3 Griekse woorde vir daai een woord in Engels en Afrikaans en dit was nogals eye-opening. Maar die eerste een means to conquer or to give victory. It's a full-out victory. Die ander een, die volgende woord vir daai selfe triumph beteken at all times. En die laaste een is us and we. So it gives us in him, when we are led in triumph in him, in Jesus, and how he leads us, there's always victory for us. Because it's been done. There can't be more, the victory is there, it's been done. That's why he conquered sin, he conquered death, or he conquered the power of sin, he conquered death, so death has lost its sting. He conquered what the enemy has over believers, and when we are saved, or when we convert and follow Jesus, that he gives us victory there. He gives us victory over daai trek wat die wêreld het op jou. Hy gee ons ook oorwinning daarso. That's why if you are led. If you are led. Ja. Yeah, if you are led. That's why sin has no hold over you. The shackles are broken off. Maar ons moet hierdie identifiseer en sien. Anders het jy gelowiges wat net sit in a prison cell, basically. Because I can't leave this, I can't do this, I'm struggling with this. Ons het almal ons battles, ons het laas keer gepraat oor storms. Ek bedoel, there's always a battle that you're busy fighting. Financial, negative thinking, al daai goed is battles. So, nou het jy hierdie, nou sit jy so, maar jy weet nou you're being led in triumph. And that triumph means you've got victory at all times. Now, I must ask myself, am I living like this? Because if I'm not, dis wat jy gesê het, you got to build yourself up. Ja. Dan moet jy gaan sit in die woord en sê, okay, Lord, I don't know what to do. I don't know which way you're taking me. I'm struggling with this. I'm struggling with my pride. I'm struggling with
with impatience. I'm struggling with whatever the case may be. My relationships, and then I need to sit in the Word because it says in the Word, you are sanctified by His truth, and the Word is truth. Oh, ja. Nee? So if I spend time in the Word, I'm being sanctified. Dis wat die Woord sê. So ek gaan eerlik wees met jou. Ek is altyd lus om, as ek so voel, is ek nie lus om Bybel te lees nie. Nee, verseker. Ek is nie lus om te bid nie, ek is nie lus om Bybel te lees nie. As dis Nou net 'n skop. ja. So nou moet ek die woord vat en ek moet gaan sit. En dit gebeur met my. Nou moet ek sit, okay, now I need to spend time in it because I can feel that there's an attack. It could be impatience. It could be the way I'm treating people around me. And now I must sit in this word. Nou, dan moet ek hom vra, Lord, you need to lead me in triumph here. The triumph is, I give myself to you. I want to be led by you. I repent for being prideful and arrogant and thinking I can do it by myself. And I just want you to lead me through this. En soos wat jy tyd in die woord spandeer, and it starts sanctifying you, because that's what the word does. Ja. You're walking in more of this victory. The position is there, maar nou moet ons in daai posisie kom. Hoorie, Jonathan, ek het twee maniere hoe ek dit fight. Ons almal fight dit. Ons almal fight negative thoughts, ons almal fight whatever. Wanneer ek daar is, baie keer, veral as ek 'n week gehad het wat ek die Woensdag aand bespreek, die Vrydag bespreek en die Sondag, dan voel dit of daai Maandag of ek bedieningsbabbelas het. Ja. Dus ek noem dit altyd bedieningsbabbelas. Maar wat ek dan doen, en ek sê altyd vir mense wanneer ek hulle bedien, 1 Johannes 5 vers 4 sê, wat oorwin hierdie wêreld? Jou geloof. Maar ek moet myself opbou in my allerhoogste geloof. Hoe doen ek dit? Dan vat ek altyd Romeine 10 vers 17, deur die hoor en die gehoor van die woord van God. So dan gaan sit ek op 'n lekker stoel daar in my kamer, ek sit 'n teaching aan met die Bybel en 'n notepad. Dan begin ek net te luister. En ek vat altyd maar my ou predikers, my gunsteling ouens. Jy weet, baie keer luister ek ou goed. Hulle is soos ou vriende. Ja. En so bou ek myself op in my geloof. Maar 'n ander ding wat met baie van ons gebeur, en dit seker met jou ook al gebeur, en dit gebeur met baie mense, nê, is dat jy word in die aand wakker met 'n bekommernis. Jy het nie 'n goeie dag gehad nie, of wat ook al het gebeur, en nou word jy 1 uur die oggend wakker, 2 uur die oggend, 3 uur die oggend wakker, en jy, begin jy klaar te worry oor, jy weet, ek meen, as dit vandag reën, ek wil baal, ek het klaar, daai goed gaan nie droog word nie, het ek myself aangeleer, om in daai tyd in die gees bid, want anders as ek nou hard gaan bid, gaan ek my vrou wakker bid, sy gaan nie baie happy wees nie. En dan sê ek net, Here, ek sit hierdie balery voor U, dankie vir U bloed oor die balery. Thank you for your blood. Thank you for your blood. Here, my finansiële uitdaging, ek sit hier bloed oor dit. My vrou, ek het vanoggend vir my vrou gebid, terwyl ons geslaap het, sy het 'n uitdagende week, sy het 3 dae hierdie week wat sy klomp goed moet doen en uitsorteer, en dan gaan nie genoeg tyd wees nie. En dan nog na ure doen sy nog ander werk ook, en sy moet dit ook nog doen. Sê Here, dankie dat U bloed oor al Elsie se besluite is. Ja. Al hierdie goed. Nee, ek sou vir sê, dit is, daar het 'n fliek uitgekom nou, en ek moedig niemand aan om dit te kyk nie, dis 'n wêreldfliek, is van Quentin Tarantino, wat is die ou se naam, wat in Titanic verdrink het, die laaitjie. Leeuw. Leonardo DiCaprio, Ja. dis mos, nee? En die fliek se naam is One Battle After Another, en dis 'n Christense lewe, it's one battle after another. Men, as jy dink, ek meen, daar's ouens wat sê dit smooth sailing. Nee. Luister jy, nee, as jy regtig go vir Christus, as jy go vir Christus, gaan daar 'n koninkryk teen jou kom. Ja, it's everything but smooth sailing. So it's one battle after another. En sodra jy dink jy het hierdie, dan sal hy kom vir jou kinders, of wat ook al, en dan sit jy daai kind voor die Here. Here, ek sit my seun voor U, dankie vir U bloed. Dankie vir U bloed. Nou, dis hoe ek myself opbou. Ja. Jy weet, en dit het my ruk gevat om daar te kom, né? En ek sê ek nog, so nog niks daar nie. Ja. Maar dis hoe ek dit doen. Ek bou myself op in my geloof. Maar ek dink ons misken, ek weet nie as die Engelse woord nie, die bloed van Jesus baie baie keer. Daar's baie krag in die bloed. Joe, baie. Ek meen, ek praat nie nou van nagmaal nie. Ja. Ek praat van proclaiming the blood. Daar's baie ouens wat sê, jy kan nie die bloed van Jesus, luister jy. Die bloed van Jesus het my, hy sanctify my heeltyd. Ja. Die bloed sanctify my, dit was my skoon, maar dit veg ook vir my. As 'n konstante. It's always there. Yes, ek meen, ons kan op, dis 'n hele ander subject, maar ja. Nee, daai is super powerful. En soos jy sê, wat ek al gesien het in my lewe is, wat help om my op te bou, is daai dankbaarheid en daai prys. Ja, nee, natuurlik. Want ek het
dis daai waar, thank you Lord thank you that you are enough. Thank you that you take care of me. Thank you that you take care of my family. Thank you that Holy Spirit, you lead me and guide me, that I take my thoughts captive and make them obedient into you. Want jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Dis die ding. Jy kan nie. Dis kom in die bloed nodig. En dis daai skrif Galatians 3:3. So you started nicely with the Holy Spirit. What makes you think, this is Jonathan translation, but what makes you think you can carry on on your own now, out of your own source, out of your own strength? Jy kan nie. Jy kan nie. So, and that's where you got to be humble. You say, Lord, I genuinely don't know what to do. Ek kan nie onthou wat sy koning se naam nie, maar ek love it om oor Israel se ou konings te lees. Ek dink is Jehoshaphat, maar ek is nie seker nie. Okay. Or Josiah. One of the two. Anyway, al hierdie lande kom teen hulle, nê? En hulle weet nie wat om te doen nie. So hy kry al die mense, die hele nasie. They get together and he prays. This is what a leader looks like. And he says, Lord, I don't know what to do. We don't know what to do. But you are our God and we're going to stand on you. And they actually go into a time of prayer, everybody. Hier is die leier wat dit lei, die koning. Sure. And he says, I don't know what to do, but you God and you know what. And we're going to praise you and pray to you and worship you. Ek love daai. And the Lord delivers them. He says, you just need to show up. I'm going to fight for you. You just show up. En dis hoe dit is met ons. We got to be faithful. We got to be, ons moet bold wees, ons moet ernstig wees oor hierdie stap met die Here. And we must show up. He fights for us. That's why he says he leads us in triumph. But we got to be humble enough to say, it's not by my strength, but thank you Jesus, I'm going to show up. It doesn't mean ek sit by die huis en doen niks nie. Daai is nie, that's not an active kingdom way Kingdom to do is beweeg. Ja, dis aktief. So, baie keer dan sal ek sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Maar ek gaan hier sit by die voete en I'm going to praise you. And then you just take it from there. Ons casting crowns, I'll praise you in the storm. Ja. Ja, en ja, dit is nou nie, ek wil nie altyd klink soos 'n ou wat sê, die vyand val ons heeltyd aan, dis nie wat ek sê nie. Maar to live an active kingdom lifestyle, there's opposition. Always. En die opposition dink jy, dit lyk nie soos ons dink nou net die kerk gaan omring word met sataniste, hulle gaan bid teen die opbreek van ons huwelike en goed. Maar dit gebeur sekerlik, verseker. Maar die vyand, en ek gee nie eer aan die vyand nie, kom op baie maniere om jou te distract, om jou, laat jy jou vrygrens verloor, dat jy nou net al jou speelgoed uit die kot uit moet gooi, en net bietjie pity party met hou, of iets, maar ons kan nie meer daar gaan, ons kan nie meer bekostig nie. Nee. Jy het nou iets gesê wat my getrigger het, om aan iets anders te dink, oor triumphant. Ons is altyd triumphant, selfs in die dood. You can't threaten, as jy sê dan, a Christian of death. Ja. So maak nie saak wat ons gebeur, as jy kyk na die ou disciples, apostels, almal van ons dood behalwe een, wat betaal het vir die geloof. En roofdood. Ja, roofdood, maar al kap Nero sy kop nou hier af, Paulus gebeur het, Paulus wen nog steeds, Ja. en hy is hemel toe. Nero is vir ewig, ek weet nie in sy laaste doodsnikke, of hy gedraai het na God toe, maar ek twyfel. Hy is vir ewig in die hel, nee? Maar selfs in die dood wen ons. En dis die ewigheidssiening wat ons as Christene moet hê. Ons moet nie, ek weet nou nie, nee, jy moet weet, dat ons is klaar in die oorwinning. Wanneer jy sê ons is klaar in die oorwinning, beteken dit, Jesus het die dood oorwin. Nee? Dood gaan jy gaan. Ja. As tensy die wegraping gebeur, nee? Ons almal hoop vir dit, maar ek meen, sê nou dit kom nie. Who gives it up? Ek gaan nog steeds hemel toe. Of ek nou gaan met ouderdom, of met persecution, vervolging, of ek gaan met die wegraping, dan give it up. Ons het die ewigheidsmentaliteit, en ek glo, in die tyd wat kom vir die kerk, ons is die westerse kerk, alles by ons in Suid-Afrika, is ons steeds 'n westerse kerk, gaan daar 'n tyd kom, waar dit nie so lekker gegaan nie, gaan ons net soos die vervolgde kerke vervolg word, en dan moet jy reg wees vir dit, jy weet, en ek bid dit nie vir die kerk nie, ek hoop dit gebeur nooit nie, ek hoop 'n smooth sailing vir ons tot die Here terugkom, jy weet, en gaan lekker rustig van ouderdom en ouer huis doen, maar dis dalk nie so nie, Ja. dis dalk, gaan jy dalk kykie waar die tekrity, jy gaan dalk moet nou wys, waar jy sê, okay, ek is toe nou Christen, en mense gaan na jou kyk, want ek meen, jy is nou die pastor, jy weet, en dan gaan jy nou moet die vrugte wys daar, Ja. so bykie nie, Jy sal weet met al jou opleiding goed, but this is hierdie the way he talks here has got to do with battle and war. ja,
So Ja, verseker. Dis hoe Paulus praat. ja, en jy gee en dis nie dat jy die vyand eer gee nie. We are at war. Ja. Ons moet dit net vir mekaar sê. Ja, we at Maar war. ons is in 'n oorlog, julle. Ja. So of weet jy wat het ek al besef? Mense dink as hulle dit nie glo nie, is dit nie van toepassing op hulle nie. Ja, dit en daai is die grootste fout. Daai Ja. is ja. So of jy dit nou wil glo of nie, dit het toepassing op jou. Because that's why it says the battles you fight are spiritual. And what's happening in the spirit, there's jy sien dit in die fisies. Ja. Jy kan dit sien. So you at war. Get ready for battle. Look what the word says. Okay. So he's going to lead us. So that means we need to follow him, not our own plans. We've got his word, which is the sword. Gebruik ons dit of does it just sit in its pouch the whole time? En dis waarmee die Here met my besig is al vir 'n rukkie is ek probeer dit baie doen, maar ek moet leer om meer woord te bid. It's very powerful. Ek hou daarvan. It's very powerful. So that is being led in triumph because die vyand gaan vir jou sê nee, sorry chom, dis verby, jy's te laat. Maar as jy Romans 8:35 toe gaan en says nothing can separate you from the love of God. But do you believe that? Do you live like that? Is the fragrance you're bringing, is that? This was like kinders wat ek jou gesê het. Ja. A smile on my face and just I'm happy to be alive. I'm happy to be here. I'm happy to have a relationship with Jesus. If that's the only thing you're thankful for, that's the most important thing to be thankful for. Amen. So niemand but you'll fall into a trap of complaining, you'll fall into a trap of comparing, you'll fall into a trap of fear, you'll fall into these traps that the enemy puts there, and then you think, I'm too late, I'm not like those people, I'm not going to make it, and that's the thing. And you can't live there. You got to be led in triumph, and you got to. Dis waar die gedagtes. You got to take jy vat jou gedagtes gevangenes, and you don't live in fear. Ja. Because fear, ek kan maklik vrees sê, dan sê ek nee, dis wysheid. Genuine. Ja. No, I don't believe that's a wise decision. Really? Okay, what did God say? Now this is where discernment comes in. So, okay, Lord, what am I going to do here? Sê nou dit reën nie, maar die Here sê vir my ek moet plant. Hallo my Ek het my pa gesien dit doen. En die ouens het gedink hy's mal. En nadat hy geplant het, 'n paar dae daarna het dit gereën. But now you must take into consideration the fear. No, it's a lot of money. And then I don't think it's wise. Because it wouldn't look wise. It hasn't rained. How can I plant? But if I know I've got a relationship with Jesus and he's talking to me and he says, let's do this, then I must say, okay, let's do this. Because he's leading me in triumph. He's in hier het baie strome but it comes down to that, am I going to listen? Am I going to be obedient? Am I going to do what he says I must do? Is baie met identity doen. En ons sê altyd is maklik om dit te sê. Jy moet weet wie jy is in Christus. Okay. Maar om te weet wie jy is in Christus, moet ons die woord van die waarheid reg sny. Om te weet wie jy is in Christus, moet jy weet dat wat het hy by die kruis gedoen? Jy moet born again raak. Jy moet in Christus kom, dan kom hy in jou. En dis vanuit daar uit bou jy identity en verhouding. Want sonder daai verhouding gaan jy nie hierdie besluite kan neem nie. Nee. Jy gaan nie in 5 kan loop nie. Dit gaan iets abstrakt wees, dit gaan iets wees weg. Maar jy moet in hom wees en hy's in jou. Dit is wat Johannes 14 beloof. Jy moet dit glo, jy moet dit weet, jy moet born again wees, jy moet gedoop wees. Hier is nie dit wat ek en jy nou praat, is nie vir average Christene wat nie in kingdom loop nie. Dit is Sondag Christen. Ek praat nie, dit is nie Christenskap nie. Daai is 'n illusie, ons kan dit almal vir mekaar sê. Mense kan maar kwaad raak. Ek sê dis 'n illusie om te dink as jy eenmal 'n week of eenmal 'n maand, eenmal of tweemaal 'n maand padkos kry en die res van die tyd doen nie wat jy wil. Dis not led by Christ. Nee, glad nie. Nee. Nie naby. Be led by Christ is wat die woord sê. Jy's deel van jou community, jy's in Christus en jy het 'n hand in die ploeg geslaan, jy kyk vorentoe, dis in Christus. En vanuit dit bou jy identity. En dit vat tyd. En jy gaan foute maak. Tuurlik. Dis nie dat ek hier sit en sê nee, jy weet, ek so ver van perfek af is nie 'n snaaks nie, maar you being led. So you I lose my temper, but I'm being, I say, okay, Lord, I'm sorry. Repentance is belangrik, nee. Repentance is baie belangrik. Ja, it's 'n lewe van repentance. And then you get up and nou sê jy weer op die pad. But this is what you in triumph, but soos wat jy sê, you just got to one foot in front of the other. You just got to keep on going.
In now, you see when it gets tough, what happens often is when it gets tough, somebody will say, okay, this is deep enough for me. Also, Licky, Lord, take me deeper where I can't stand. Dat. Ja. Okay. Het jy dit al gehoor? Ek dink dit is 'n Ja, baie ek het maar liedjie. gesing, man. So nou, en ek het hierdie voorbeeld al baie gebruik, want nou staan baie gelowiges lekker knie diep. Ons is mos nou daar. Ons is in die stroom, ons is gered en dan. Maar hierdie is gemaklik, I've still got a bit of control. Die haie en alles is nou nie, die battles is nou nie so groot nie. It's nice. But he says, just come a bit deeper. I want to show you something. I want to reveal something to you. Just come a bit deeper. En dan sal ons sê, no, Lord, I'm good, yeah. But he says, no, I want you a bit deeper. En naderom kan jy nie meer staan nie. Nou is dit geloof. Now it's a relationship. Now I know who he is. I don't know about him and what others have said about him. It's a personal experience of I know who he is. Yeah. I have a history with Jesus. I've seen him come through many times. It's from a personal perspective, there's something that's been a long way coming. You see, now I know him. Nou moet ek hom vertrou, want ek weet ek's te diep. Ja. Dis awesome, maar jy sien, en dis pretty cool. Jonathan, dit vat my nou dadelik na Job toe. Jy het net gepraat oor die Here en Job 38 dag die Here nou op en in Job 42 sê Here, nou dat ek jy leer ken, kom ek agter ek het nog net op hoorsê van jy gehoor, maar nou dat ek jy gesien het. Ja. Jy weet, so baie keer van ons sonder daai intieme persoonlike verhouding hoor jy van God net op hoorsê. Deur jou predikant, deur jou pastoor, maar nou dat as jy hom sien, as jy saam met hom loop, dan is dit nie meer hoorsê. En dit gebeur baie in 'n moeilike situasie, Ja. in 'n moeilike tyd. Ongeag van hoe dit lyk daai moeilike tyd, maar dit gebeur baie daarso. Maar dit is hoe karakter gevorm. 'n Karakter word maar gevorm so, nee, in waar jy aan gesny word, waar jy aan, wat is die regte woord ek nou soek? Prune. Jy word jy word aan geskuur. Jy weet, as hoekom sê ons yster slyp yster. Ja, so die een broer die ander. Jy moet in die community inwees, jy moet geteach word en corrected word en aangeskuur word sodat jy humble kan word. Jy weet, en sê, okay, ek het my nou vererg bloediglik, maar ek sal oor dit kom. Ja. En dit gebeur baie met my as ek mense help met hulle drome. Mense wil altyd sê, my droom is so perfek alles, maar dan in die droom is daar nou 'n waarskuwing. Ja. Sê, hoorie, moenie so fyngevoelig wees nie. Ja. Ek weet altyd so, staan hy rinkalsie so op en hy spoeg. Nee, hoorie, ons almal is fyngevoelig, ons almal is sensitief. Ja. Ons is almal is oorsensitief. Kom met oor dit. Ek het sommer in die kerkie voorbeeld gekry daai tyd toe ek en my vrou die potte plant en ek buig om my potte vir te plant. Sy kom uit, sy sê nie eens dankie nie, sy sê dis skeef. Jy weet, ek het my bloediglik vererg. En toe ek nou in die stort staan, sê sy, jy maak dit self reg. Sê dit vir my, hier's met jouself 'n lekker gewip, né? Ekskuus, Here. Ja, toe moet ek teruggaan en sê, hoor, so ek sien dit is skeef en ek sien julle het dit baie mooi reg gemaak. Jy weet. Nee, ons almal is oorsensitief, jy weet. And that's part of the fragrance, nee, dis deel van wat ons, want it says there, nee, as jy dit nou daar gaan verder lees, there's an aroma, so dis vir die Here. Hoe ek lewe, there's an aroma for God. Ja. There's an aroma for those dying. That's where people are offended by the truth. Hulle is net geoffend met Jesus. Ek het dit al gesien, waar Heilige Gees begin werk en mense raak net agitated, hulle net daar uitkom. Ja. Dis wat dit is. Ja. En dan, it's for those being saved. So there's an aroma for everybody, en ek het vir Maria in John 12:3 ingebring daarso, where she sits at the feet of Jesus, she takes this expensive perfume, puts it on his feet, anoints his feet, and takes her hair and wipes it. Nee? So there's a sweet aroma, the whole house is full, so dit wys ons, hoe ek lewe en vir die Here, is going to affect my surroundings, and not just my immediate surroundings, because it's a house, so daar's ander kamers, wat geaffect was. Dan die volgende ding is, how did she smell for the rest of that time? Jy gaan nie net daai ding uit jou, daai parfuum uit jou haar uitkry. Ja, is 'n ander shampoo. So as sy nou groente of wat ook al gaan koop, you're gonna smell it. En dis 'n goeie voorbeeld van hoe dit is as ons met Jesus leef. Want mense gaan vir jou kyk en sê, okay, ek het dit nodig. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek soek dit. But then if you look at how Judas, the one who betrayed Jesus, hoe het hy reageer op dit?
See, that sweet smelling aroma can have a different effect on different people. He asked, but why don't we just sell it and take that money? Want hy wou nou die geld hê en so aan. So, first of all, how does it smell to God? My life, how does it smell to God? In the difficult, because when you get pressed, en ek het gehoor Bill Johnson toe sy vrou oorlede is, het hy ons gepreek. Toe sê hierdie, how I live for God now, in this pain, is the only place I can, this form of worship, this life, can have this aroma for God, because it can't happen in heaven, want daar is niemand dood nie. So, daai was vir my iets wat nog altyd by my gebly het. So, first of all, how does it smell to God? Because if it's good to Him, that's the most important. It's going to be, to those around me, it's going to be sweet smelling. Ja. For those perishing, not so much, but dit kan hulle ook iets in hulle wakker maak, om meer te soek. Vir my is daai beeld mooi, en ek weet nie of jy het nou gesê het nie, maar dan sê ek het nou net weer, vir hom daai aroma te kom dra, moes hy homself verneder, dit breek op sy voete, iets wat kosbaar is, weggee, en dan haar eie hare te gebruik. En dis sacrifice. That is powerful. Dis Romans 12:1 and 2, you must become living sacrifice. Is baie maklik om dit te sê, maar om 'n sacrifice is jy offer jouself, jy offer alles wat jy het op vir Here. I mean, and it's something that's dear to you. Ja, en selfs wanneer ek mense bedien, en moet ons vrouens, en as jy vrou is, jou man, jou kinders, van jou rug afhaal en vir die Here gee, want dit is elk van die Here se. Die Here het jou daai huwelik gegee, want dit staan in Spreuke, 'n man wat 'n goeie vrou gevind het, iets kosbaars by die Here gekry. Ja. Nee? So, Elsie het ek by die Here gekry. So ek gee haar vir die Here. Dit is moeilik om iets weg te gee wat jy dink is joune. Ja. Ek moet vir my 3 kinders vir die Here gee, want ek het die voorreg om hulle vir hom groot te maak. Dis sacrifice goed. Ja. Nee? Gee dit nie weg na elke Here moet vir hulle sorg nie. I mean, ek sorg vir hulle, ek kyk nie die beste vir my vermoë na hulle, maar dit is nog steeds die Here se. Ja. Nee, die Here het my toevertrou met dit. That's a big responsibility. Dis 'n groot verantwoordelikheid, Ja. nee, maar wat ek net sien daai beeld toe verduidelik het ook is om daai reuk te kan dra as jy nou sê na die tyd, as jy nou daar in die market gaan rondloop, om daai reuk vir die wêreld te kan dra, moet daar van jou kant af sacrifice wees by sy voete. Ja. Jy moet jouself breek vir hom, as living sacrifice. Nie 'n gedwonge sacrifice nie. Out of your own free will. Ja, en is daai tyd wat niemand sien nie. Ja, daai ding wat Mike nou gestuur het vanoggend van die mic. Ja. Nee, weet, om daai mic te kan vashou en te kan woord gee, moes daar agter die skerms goed gebeur het. En ek het nou altyd na hulle van Corey Russell geluister. En die sacrifice al in sy lewe, hy's been through it, né? Al 26 jaar in bediening, kind ook verloor, al daai tipe goed, en 'n vrou lank in depressie gelei wat en dan gedink het sy gaan dit nie maak nie. 5-6 jaar depressie na die kind se dood. Nou stap sy mooi met die Here. En nou het die mic vas en hy praat, maar mense, ek wil daai hê. Is dit? Ja. Wil jy daai hê? Are you sure? Ek was so naïef in die begin. Ja. En toe ek eers keer om Angus sien preek, sê ek, that should be nice. En dan het oom Angus ons later sê, jy verstaan dit nie in die begin nie. Hy sê, sien jy die lyne hier nie? So, this is war maps. This is war maps. Ja. As you want to do a mighty man, you'll die 1,000 deaths. Nee? En as daar ouens en vragies by die mighty man opdaag en uitwerk, hoeveel geld maak hy die mighty man uit? Ja. Hy was lank by die mighty man betrokke. Hy maak nie geld uit nie. Hoeveel jaar het hulle terugbetaal aan daai mighty man? God se ekonomie werk bietjie anders. Hy werk baie anderste. Hy het wel baie wins in die hemel met siele. Ja. Jy weet, ek's een van hulle. Ja. Jy weet, so prys die Here. Nee, that's awesome. Maar dit was sacrifice. Ja, so daai is as 'n geheel is dit voel ek dit is it's encouraging to believers, but it's going to take something from our side. Dit kan nooit net, weet, as ek weet I'm being led in triumph, then I must live like it. Even through en ek sê dit nie maklik nie, want ek het al jy weet dis nou maar wat dit is, but you got to know him. Daai is die belangrikste. You got to really know him. You can't know about him, you got to know him. Ja. You got to have en dis die amazing ding van die Here. You build a history with him. Ek het so baie testimonies wat ek al in my lewe gesien het hoe hy werk. Ek weet hy werk.
Ek weet dit. Maar die vyand kom en hy sê, maar jy's nou nie so ver soos daai ou nie, of jy's nou nie so wat ook al. He wants you to compare yourself. And this is where you just got to keep your focus. Ja. You got to ask yourself, okay, what do I smell like to God? Is my life a sweet aroma and for those around me? Ja. And am I humble enough and teachable enough to be led by him? Ja. Jy sien, daai is die vraag wat ons self moet vra. Ek is groot op ons moet onsself heeltyd vra. Because that's how you're going to check yourself. En baie keer geniet ek nie wat ek raak sien nie. Seker nie. Op daai antwoorde nie, verstaan jy? Maar dis hoe jy groei. Jy kan nie stil staan nie, Jace. Nee. Water wat stil staan gaan vrot. Maar wat my baie encourage het in my loop met die Here, en ek sal vir enige persoon aanmoedig om te luister dit, Andrew Womack daai reekse van Lessons from David, Lessons from Joseph, maar wat vir my baie aangeraak het is Lessons from Elijah, waar die Here vir Elia 'n paar opdragte gegee en hy het maar 3 uitgevoer. Failed miserably en 'n klomp ander. Maar hy is nog steeds lewendig op hemel toe. Ja. Maar iets wat my aanraak net terwyl jy praat wat die Here vir Elia gesê het nadat hy nou vir Isabel in Afrikaans weggehardloop het, nadat hy hoeveel Baal prophets and prophets of the grove doodgemaak het, nee? Toe hardloop hy woestyn toe. Ja. En hoor dit sê die Here vir hom, wat soek jy hier? Ja. Hè? So baie keer vra die Here vir my, wat soek jy hier? Ja. Want ek sê baie vir mense en ek bedien nou elke dag mense, is dat Jakobus 4 sê ek moet myself aan God onderwerp. Dan weerstaan ek die duiwel en dan sal hy vir my wegvlug. So daar's heeltyd mense dink hier ons is behep met die vyand. Ons is nie. Die Bybel sê jy moet jouself aan God onderwerp. Hoekom? Om die vyand te kan teenstaan. Hy kom heeltyd vir jou. As jy 1 Petrus 5 vers 7 lees, dit is een van my gunsteling. Kom ek lees dit gou vir ons voor ek dit butcher. Ek wil net gou hier so lees. Voor ek moet nou weer terugkom na die toe. Amber onthou my, hoor. Alright, good. Cast all your anxiety on him for he cares for you. Dis nou die ISV, Modern King James. Maar hoor wat sê vers 6. Therefore be humbled under the mighty hand of God. Ja, onderwerp jouself aan God, Jakobus 4 vers 7. That he may exalt you in due time, casting all your anxiety on him, for he cares for you. Be sensible and vigilant, because your adversary, ons het 'n adversary, 'n teenstander, the devil, walks about like a roaring lion, seeking someone he may devour. Vers 9, whom firmly resist in your faith, knowing that the same afflictions in the world are being completed in your brotherhood. So die hele wêreld onder ons boeties en sissies wat Christen is, word die vyand loop rond, kyk wie kan uithaal, kyk wie kan stop. Maar ek moet myself onder die magtige hand, en baie keer casting all your anxiety on him for he cares for you. Baie keer vra die Here vir my soos Elia, Jy's wat soek jy? Wat soek jy hierso? Jy's anxious. Ja. Jy kan nie duiwel weerstaan nie. Ja. Oh, sorry Here. Repent. Ja. Dis wat ons sê pad van repentance. 1 John 1:8 en 9, né? As jy sê dit nie sonde nie, fear is sonde. Ja, Here, vergewe my en ek onderwerp my en dan kom hy en dan vergewe hy my en hy reinig my. Hy maak my sterker want ek het nou teruggekom. Ek was humble enough na hom toe terug te kom. Ek probeer nie dit uitsort hier nie, maar ek gaan nou planne maak. Nee. Ek gaan hierso en ek kom submit myself. Ja. Here, ek het soveel veer gevat, ek is anxious. Ja. Ek is benoud in my binneste. Here, help my nou. Ja. Oh, wat soek Elia hierso? Ja. Daai by daai broek. Wat is daai broek se naam in Ja. Engels? Ja, en dan Is nie die Here wat hom soontoe vat nee, hy het selfs so toe Nou gaan. dink die ou dalk oor net die Here sit my deur hierdie toets. Dit is nou Nee. you went there. Ek het dan toe gegaan ook met my eie veers. Ja. Hoeveel keer al? Ja, nee, ek self. Wat vir my baie gehelp het in my lewe, ek het van die begin af, ek sê alles mense, omdat ek 'n rasis was, het die Here my na Afrika toe gestuur, né? Baie en so het ek Nigeriese mense ontmoet en ek het hierdie gebedeboekies van Dr. Olukoya. Prayer Rain. Ek het hom ook, ja. Nou die laaste prayer in daai Prayer Rain boekie is against fear and anxiety. Nou vat bietjie daai gebed. Ek moedig jou aan, hè. Gaan lees hom bietjie deur en dan vra jy, wat soek jy? Ja, ek gaan dit doen. Wat soek jy? Jy moet hier kom. Ja. Hierso. Therefore be humbled under the mighty hand of God. Humble yourself. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jouself aan God. As ek nie geonderwerp is, kan ek nie die vyand, ek kan nie hier, Nee. by daai riviertjie nou, daar waar die Here kraaie moet stuur om my kos te bring, né? Ek kan nie daar
die vyand weerstaan. Nee. Ek kan nie. Ek moet hier, en dis met ons almal met al ons battles. Of dit nou minderwaardigheid is, of dit nou whatever is, nee. Ek is nie goed genoeg. Ja, jy kan nie daar die vyand fight nie. Ek weet, maar weet jy, het is my lekker as die vyand na my toe kom en hy sê vir my, ek is nie goed genoeg. En sê vir my, jy is heeltemal reg. God is. Ja. Verstaan jy? Want ek is nie goed genoeg. Sodra ek dink ek is, nee, dan I need to be checked, nee. Ja. Jy gaan dit hoor hier voor. Ja. As ek hier preek, gaan ek hierdie ou dink nou is die Mac van die plek. Verstaan jy? Sorry, niemand is die Mac van die plek. Ja. God is. Ja, it's all about him. It's all about him, maar dit wil ek vir alle leiers sê, en gelukkig, of ongelukkig, alle leiers luister nie vir my nie, was ook okay. Wie is ek nou in elk geval? Maar, humble yourself. Ja. Jy is nie daar nie, maar jy dink ooit jy is daar nie. En surround yourself met mense wat incheck op jou, wat jou correct, Wat eerlik is met jou. wat eerlik is. En jy weet, en dis awesome. En 'n vrou, dit is lekker om 'n vrou te hê wat eerlik is met jou. Ek het dit oor myself gebring, want lewe en dood lê in die tong. En ek het baie keer Neil Diamond se liedjie gesing, of Cat Stevens se liedjie, I'm looking for a hard-headed woman. Nou het ek een. En nou ja, jy moet sê, jy's nou op hierdie plek, jy het gebid vir hierdie plek. Is nou sommer op 'n ligter noot. Ja. Jonathan, ek dink ons moet hom kom land, maar daai laaste, 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 6. Ja, dis alles is belangrik in die woord, maar dis waar ons praat. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Nee. It says in 2 Corinthians 3 verses 46, it says the following, and we have such trust through Christ towards God, not that we are sufficient of ourselves to think anything as being from ourselves. Lees net gou daai weer. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves. Hoor ons dit. Dis belangrik, né? But our sufficiency is from God. Oh, He's the source. Okay, so who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Heilige Gees is so belangrik. En dit kom neer op I can't do anything out of myself. So if en hierdie is belangrik oor gedagtes. If the thought isn't from God, it's not self-produced. Ek glo, it's from God or it's from the devil. Yeah. There's good and there's bad. Ja. And that's why you got to check. En dis trots wat sê, nee, ek het dit gedoen. Die Here het my gewys, die Here het my gelei, die Here is my, he's my source, but how can I possibly think it was my good idea? He gave me wisdom, he gave me everything, but it comes from him. Verstaan jy? Hy gee my die gedagte. As ek besig is om te boer en hy gee my iets wat werk, en dan sal mense kom en sê, ja, maar but it's not me. Jy verstaan? He gave me the idea, but I got to be humble enough to say, yo, Lord, thank you. Maar dis hoekom baie mense geïrriteerd raak nou met, sê maar, bekende sportmanne wat Christene is, of akteurs, of iets sê, ja, dis nie ek nie, dis die Here, hy het vir my gehelp, hy het my die talent gegee, maar ons sê altyd vir die Here dankie, want ons weet, ons is uit onsself uit oor niks. As ek 'n talent het, dankie Here, dat ek uit, want baie mense het nie daai talent. Ek sê dit baie vir studente, sê vir die Here in eerste plek, dankie vir die voorreg wat jy het om hier te wees, ons baie wat talent het, wat nie die voorreg het om hier te wees nie, en ook vir die Here talent, dat jy die brein vermoë en die kapasiteit het om hierdie, want baie het nie, maar ek het dit nie gehad nie, ek het seker, ek wil nie oor myself uitspreek, maar seker ADHD of iets, ek kan nie stil sit nie, maar ek sport nou maar dit, so maar ek was net ongedisciplineerd. Ja. Alright, maar jy het nou die geleentheid om hier te wees, jy het 'n geleentheid om te swat, sê vir die Here dankie. Ja. Was 'n bekende sanger, wat ek een keer gehoor het, het hy vir hom gesê het, do you give a God thanks for the talent you have? He said, it's not God, I worked for this. Good, hallo. And I hate it when people say it's from God. I worked for this. Ja, daai is Ek het nou vir die vrouens gelees, ek kan nie onthou die gediggies nie, is dat I'm the captain of my own soul, of die teenoorgestelde gedig wat sê, I'm under him. Jy weet, I'm the captain, I'll do it my way. Jy weet, dangerous. Baie dangerous, jy weet. Alles baie gevaarlik. Ja, en dis nie dat jy, ek bedoel,
jy weet, dis deel van die fragrance, dis deel van die lifestyle of worship wat jy lewe. It's a lifestyle of thanks. Just by the way I live, I must, en ek kry dit nie altyd reg nie, but it must say, listen, yeah, thank you Lord. Jy kan dit optel in mense. Ek kan dit gewoonlik optel in mense, of hulle, and that's the fragrance. Want, ek het dit nou nie gesê nie, maar reuk is die sintuig wat die skerpste is en wat die meeste memories opbring. Ja. So, as iemand jou, en ek het al gehoor, iemand het jou sê 10 jaar laas gehoor preek en gedink, oh, dis nice. En nou kry hulle daai ergens weer, net daai Heilige Gees in iemand, en dan it clicks a memory. Ja. And that's the way now it starts. We've still got to, decide at the end of the day, but Ja. Maar hierso, ons kan baie diep op hierdie skrifte ingaan. Ek hou van hierdie, nie dat ons uit onsself 2 Korintiërs 3 vers 5, nie dat ons uit onsself gekom is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekommernis God. Ek kon altyd Tiaan Gildenhuys het hierdie gebruik en sy identifiseerde leen, en dan 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 wat sê, ons moet elke gedagte gevang in gehoorsaamheid aan Christus, en al die skanse afbreek ons koop, al die teologie wat teen die goedheid van God is. Want die vyand gaan jy op God se goedheid aanval. Ja. En vir jou sê, nee, maar jy het nou jy kan nou nie weet wat ook al, nee, maar ons gaan nou op 'n ander keer oor praat. Dis 'n baie diep skrif hierdie. Jy kry 'n gedagte, maar dan jy die vermoë wat jy gaan doen met daai gedagte. Ja. Of dit nou goed of sleg is. God gee vir jou gedagte, maar het jy die identity, het jy die identiteit in Christus om die guts te hê, om dit wat hy vir jou wys te doen, soos 'n boerdery, is jou pa wat gaan plant, en daar's nie reën en sig nie. En dan, hier gaan ek staan. Lester Samuel het dit maar so gesê, dat hy op pad Australië toe met $11 in sy sak, en die pastoor bless hom nie eers om te gaan nie. En die pastoor sê vir hom, jy gaan doodgaan. Hy sê, wel, dan stuur 'n grafsteen na my begrafnis toe in Australië, en skryf op die grafsteen, hier lê Lester Samuel, hy is dood omdat hy op God vertrou het. Dis 5. Ja. So, hier lê JC, hy is dood omdat hy op God vertrou. Ja. Ja, nee wat, ons gaan dit doen. Toe ek nou vanoggend hierdie so bietjie lees, toe lees ek nou tot onder, en ek wil net hierdie laaste net vir jou lees, moet jy nou lees. Hoor nou hoe mooi sê die, ons het mos nou laasweek gepraat, Jesus is God. Ja. Heilige Gees is God, maar hoor wat sê, 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is die Gees. Ja. Die Here is die Heilige Gees. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Die Here is die Heilige Gees. Amen. So wanneer jy met Heilige Gees praat jy met die Here, Ja. Jesus Christus, Heilige Gees, almal in een. Hoe awesome is dit nie? That's amazing. Hæ? Ek dink ons besef nie altyd hoe what a privilege it is to know him and to live En for met him. hom te kan praat. En ek gaan nou nie hierdie Sondag preek 10 is. Volgende Sondag wanneer ek nou na Hebrews 9 toe gaan ek 2 Sondae vat om net oor die tabernakel te praat, né? En die boldness te hê, Hebreërs 4 vers 16 wat sê ek moet met boldness, en daai boldness is die ander woord is arrogance. Nee, jy kan met arrogansie na God toe gaan. Ek het vanoggend dink ek vir iemand bedien wat ek gesê het, soos my seuns, hulle is so arrogant teenoor my. Men, John kan na my kas toe gaan en 'n baadjie vat. Hy sê, "Mis my baadjie daai." Hy trek so my baadjie aan. Verstaan jy? Nee? Die baadjie sit nog bietjie groot. Ek meen hom nog bietjie gym om by my te kom. Ja. Ek joke nou net. Maar die arrogance. Hulle kan met arrogantheid stap in die yskas en vat net wat hulle wil. Nee? Dis die boldness wat ons moet hê. Ek weet hy's God. But you know what, that's being sure of how much he loves you. Ja, maar dit is die skanse wat afgebreek word, dat ons by hierdie goed kan kom. By hierdie goed kan kom. Ek kan daai fragrance produce wat daai vrou na Jesus toe stap, daai olie breek, met haar voete, op sy voete, dit uitgooi, en haar hare in dit sit, en dan dit dra. Was om daar te kom, by die voete van Jesus. You got to be that close. Ja, maar min mense wil daar gaan.
Yeah, it takes a lot of discomfort to get there. Maar weet jy wat kry my vinnig daar? Is die feit dat ek weet ek is nie goed genoeg nie. Uit die feit, ek nou nog weet, ek het die regte woord gehad, nou dat ek het vergeet. Ons is so fragile en pathetic eintlik. Nee? Ons is. Ons het, daar's niks goeds in 'n mens nie. Hæ? Ja. Want, ek kan enigiets na die tafel te bring vir hom. Jy weet, ons is so vinnig om koers te verloor. Ons is so vinnig, as ek nie in hom bly nie, is ek pathetic. Verstaan, ek kan niks in my eie krag doen nie. Dit het die Here jare gevat om my af te breek tot waar ek nou is. En ek sê maar die woord afbreek, want hy moes arrogance in my afbreek. Ja, hy moet goed in ons afbreek wat net nie want ek van hom af is. Ek kan ietsie na die tafel te bring. Ek kan niks nie. Ek kan net op hom vertrou. Dit was 'n sien in my lewe waar toe ek klaar gejag het en terugplaas toe ek dit was wild. En ek was arrogant. Ek was eintlik skandelik, né? Ek was next level rebel. Ek was net moeilik. Ek was nie lief vir mense nie. Ek was baie oor my. Me, myself and I. Ja, en die Here het daar sy swentjie uitgehaal daar wat al daai goed afgebreek het. En ek weet dit was hy. Ja. Maar dit was nodig anders en ek bedoel, he still takes me on these processes where he says you got to check yourself, my boy. You got to check yourself. Maar waar hy daai goed in my afgebreek het en ek het amazing tye met die Here God. Ek het nog steeds goeie tye met hom. Want daai was, ek onthou dit as 'n seisoen in my lewe, daar was min. Ek het min gehad in baie opsigte. Maar dit was vol. En dis wat hy doen. But we got to get to that place of allowing him to do that. No, I say allowing him, he's God, he can do what he wants, but he's not a dictator. Where you say, Lord, I actually want to be used by you. So instead of saying, you Lord, use me, I have to first say, Lord, make me usable. Verstaan jy? Ek kan bid soos wat ek wil, Lord, use me, but if I'm not going to break down arrogance and pride and love of self en al daai goed, dan hoe gaan hy my gebruik? Hy sê, Here, hy kan, maar hy is oor die verhouding, hy is oor my. He wants that. And then we'll move on to the next one. Ja. Ek dink daai hoeter was ons cue. Nee, Jonathan is scary. If the Lord wills, gaan my broer nou volgende keer kom en gaan ons nou praat oor ons ou loopbane en wat die Here vir hom gedoen het. En ek onthou toe ek daai tyd in Kaapstad aangekom het, dis waar ek met die sêding gekom het, breëboor sekelsterk, pa se seun is niks werd. Dis nou nie die mooi woorde wat gebruik nie, maar hier is nou maar attitude gehad hoor. I mean, unteachable. Ja. Hierdie klomp Kaapstadwillers gaan my niks leer nie. Ja. Kaapstadwiller het my size gemaak. Ja. My tyd op die myn het my size gemaak, want ek moes werk met mense in 'n ander, hoe sê jy in Engels, another sphere of life. Nee? Waar ek het uit hierdie, dis soos 'n ouetjie wat nou net matriek klaar gemaak het. In matriek was hy die groot kapokantjie. Nou ewe skielik is hy in die groot mens wêreld. Nee, en ewe skielik, ek vat ouens wat saam met my gewerk het op die myn, hy moes na skool, hy het nie voorheen gehad om universiteit te gaan nie, hy moes na skool gaan Chongola daar onder die grond. Nee, hy het daar goed gaan pype ronddra saam met Shangans en hy het gebuig. Daar is jy nie meer die matriek center rugby speler en daai tipe goed. En dieselfde in ons oudheid in die weermag. Ek het gedink jy's iets tot daai klein kopperaakie. Hy ding het 'n streep op sy arm. Hy het jy vir jou rondgejaag. En jy's niks. En ek het hier in Kaapstad aangekom, ek gedog, nee, ek het nou hierdie bereik in my lewe, nou is I'm set. Dit het, die wêreld weet nie nou buite wat aangaan met dit nie. In jou eie klein wêreldjie dit iets beteken. Ja. Maar die Here het dit gebruik om buite nou om 'n geskiedenis te bou met Kaapstad en die mense hierso, om baie oor jouself te leer. Waar is jy sterk, waar is jy nie sterk nie, en mense te face. Maar ons kan lekker gesels met dit. Jonathan, hierdie preek van Sondag was my baie goed hoor, en ek, dit gaan vir my, op die einde van die dag, as jy nou sê, triumphant, fragrant, oor identity. Maar ons kan nie identity establish, as ons nie eers weet wie is God nie. Ja. God, jy moet die Nuwe Testament verstaan, die New Covenant. Ja. Wat beteken New Covenant? En ons kan jare daaroor gesels, ure daaroor gesels, en ons gaan ook nog. Maar dit was lekker. Nee, dankie Jace, dit was lekker. Dankie Dylan en Amber, en die noise reduction team hier buite. Nee, is nie. Maar ja, dit was my regtig, kom ons maak klaar met daai ding wat Edward Kimball gesê het. Waar het jy hom neergesit? Ja, ek het
so daai waar die vyand vir jou jok en sê, jy weet, so you were born for such a time as this, en die Here gebruik jou, jy dink jy het nie 'n impak op die wêreld nie, maar jy het. Gebruik ek die voorbeeld, jy kan op Google ook gaan check, maar daar's 'n testimony van 'n ou, Edward Kimball, wat 'n sonndagskool onderwyser was, en hy het hierdie hart gehad vir die jong ouetjie wat 'n shoe salesman was, so in die Afrikaanse woorde dink nie, maar, en hy lei hierdie jong ouetjie na die Here toe, hierdie sonndagskool meneer, I think it was in the 1800s, en hierdie ou wat hy na die Here toe lei is D.L. Moody. Oetjie, groot naam. En dit gaan so af, D.L. Moody, F.B. Meyer word by een van sy goedjies, kom hy na die Here toe, en daar's 'n domino effect, van daar gaan dit na J. Willett Chapman toe, dit is die ou wat die YMCA, nie soos die liedjie nie, dit is 'n Young Men's Christian Association. Die Christelike een. Ja, en hy het 'n impak op 'n ou baseballspeler, Billy Sunday. Ja, ken hom. Ek weet van hom. En hierdie twee ouens vir 'n paar jaar het crusades, en hulle kry hierdie een ou om in te kom en te gesels, en daai ou is Mordecai Ham, en hy lei Billy Graham na die Here toe. Sure. So jy kan net sien wat se impak Edward Kimball, 'n sonndagskoolonderwyser. hoe al klein dit gelyk het, en jy kan net kyk, ek bedoel, jy hoef nie eens te eindig op Billy Graham nie, kyk na D.L. Moody en daai ouens, maar net as jy bietjie gaan check, hoeveel mense het Billy Graham vir gepreek, en jy weet hoeveel mense is na die Here toe gelei deur hom, daar's al flieks van die coaches wat na die Here toe gelei word, wat die hele span dan by die Here uitkom. It's got a domino, dis hoe die Here werk. Ja. Hy gaan die ouens gebruik wat jy dink, yeah, well, he's a Sunday school teacher, and he leads a shoe salesman to the Lord. But what kind of an impact does that have? Dis hoekom, ons kan nooit sê, nee, maar ons het die geleentheid nou om vir mense te woord te bring en so aan. But it's not, ek bedoel, it's actually about the people sitting, listening, because they're the people that impact workspaces, homes, those relationships. And that's where it happens. Ek bedoel, dis waar dit gebeur het. Ja. So dis nog ons 'n testimony, en dis vir ons almal. That's why every day matters, ek het dit laas ook gesê. That's why every day matters. That's an eternal perspective. See, if I live from an eternal perspective, every day matters. Ja. En dis wat dit wys. Dis mooi. Ons kan nog ure gesels. Ons is daar, ek probeer kyk hier agter die kam. Ek het nou gedink, het hom nie gerekord nie, want dit wys 000000, maar ek kyk net die verkeerde een. Ek moet na die rooi een kyk. Ja, sê, ons is alweer oor 'n uur. Baie mense sê ons podcast is te lank, maar dis ook omdat dit 'n podcast is. Ja, jy kan net Jy kan dit net pause. Môre weer kyk. Ek luister so, ek het op pad hiernatoe daar 'n ou geluister wat ek nou vir jou gaan share, en nou gaan ek kom vanaand weer op pad terug, gaan ek nog 25 minute. Ek love it. Ja, ek ook. As ek op die pad is, dan luister ek dit, as ek stop, dan pause ek dit. Ja. Ek love it. Rewind hom so 'n bietjie, vang weer daai ander 10 minute, luister dit maar weer. Dis lekker. Geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. Amen. Dis Amen. presies. Wil jy vir ons afsluit? Yeah. Thank you, Heavenly Father, for today, Lord. We thank you for goodness and grace. We want to come and praise your name, Lord, and exalt your name and lift your name on high. I thank you that you are glorified in what we do, Lord, and I pray that the seed will fall on good ground, and that we'll just, as a people, enjoy talking about your word, enjoying your word together, Father God. We thank you that you lead us and you guide us in triumph, Father God. We thank you, and I pray that we'll have a fragrance that glorifies you, fruit that glorifies you. It says in John that you are glorified by the good fruit we bear. So we thank you for that, Lord. I pray that we'll be humble and teachable always, Father God, and that it will always be about you. We glorify your name, and we thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie julle. Awesome. See julle next time, en onthou, gaan kyk hierdie, share hierdie, en like en subscribe, sodat jy genotify kan word wanneer die volgende een opkom. Mooi dag vir julle, hoor. Groete. And join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled
for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know a million